Elkeen van ons het 'n beeld van God. Hierdie beeld is gevorm deur ons opvoeding, ons ervarings en ook die manier wat ons blootgestel is aan God en van hom geleer het. 'n Party van ons sien God as 'n streng regter, ander dalk as 'n liefdevolle vader. Ander kan God sien as 'n afgeleë en ontoeganklike wese. Ons moet onsself vra hoe akkuraat ons beeld van God is. Kan wees dat ons beeld van God ons beperk, of dit so verdraai is, dat dit ons weerhou om God opnuut te beleef. In hierdie week word ons uitgenooi om ons beeld van God te ondersoek, om bewus te raak van hoe ons hom sien, en om hom toe te laat om hierdie beeld te vernuwe en te verdiep. Ek wil jou nooi om vandag se skrifgedeelte saam met my te lees. Toe Judas 'n bende manne en offisiere van die owerpriesters en die fariseërs ontvang het, het hy daarheen gekom met lanterns en fakkels en wapens. Jesus dan, omdat hy alles geweet het wat oor hom sou kom, het uitgegaan en vir hulle gesê, "Wie soek julle?" En hulle antwoord hom, "Jesus van Nasaret." Nou in hierdie dramatiese oomblik nader 'n groep soldate en tempelwagte vir Jesus, en hulle kom met lanterns, fakkels en wapens. Hulle is voorberei vir 'n konfrontasie. Nou hulle was individueel nie op 'n persoonlike soektog na die waarheid nie. Hulle het bloot gekom om 'n gevangene in hegtenis te neem, soos wat vir hulle gesê is. Hulle het geen persoonlike ontmoeting met Jesus gehad nie, hulle het eenvoudig instruksies gevolg van diegene wat Jesus gesien het as 'n bedreiging. Maar Jesus ontmoet hulle nie met weerstand nie. Hy vra 'n eenvoudige, maar 'n uitnodigende vraag, "Vir wie soek julle?" En dis 'n vraag wat ook ons harte deurboor, wie soek ek? Die kern van daai vraag is die vraag, hoe kyk ek na Jesus? Is hy vir my net 'n figuur uit die verlede, iemand wat wonderwerke gedoen het en gelei het, maar min te doen het met my daaglikse lewe? Is hy die een na wie jy slegs roep wanneer jy in nood is? Of is hy vir jou die lewende Here? 'n teenwoordigheid, iemand wat jou nooi tot 'n diep vriendskap en verhouding met hom. Nou die soldate het 'n gevaarlike revolusionêr verwag. En hulle was voorberei op 'n oproerige leier om hom te arresteer, 'n man wat moontlik teenstand sou bied. Maar Jesus reageer op 'n manier wat hulle verwagtinge heeltemal omvergooi. Hy vlug nie, hy veg nie terug nie. In plaas daarvan stap hy na vore en hy identifiseer homself. Hy sê, "Dit is ek." Nou in hierdie oomblik is die mag van sy teenwoordigheid so oorweldigend, dat die soldate agtertoe val. Sy woorde dra gewig wat hulle nie verwag het nie, want Jesus se woorde ekho God se antwoord aan Moses, toe Moses vra, "Wie is u?" En God sê, "Ek is." Jesus se selfopenbaring herinner ons aan daai tyd. Herinner ons dat soos wat Moses wou geweet het wie God is, en God het gesê het, ek is wat ek is, gee Jesus dieselfde antwoord. En dit is nie net 'n identifikasie nie, hy kom verklaar hier ook 'n goddelikheid. Jesus is nie net 'n profeet, 'n leermeester of 'n inspirerende figuur nie, hy is God self, die een wat van ewigheid af bestaan, die een wat nou vlees geword het, en die een wat by ons is. Ons is dikwels op soek na Jesus wat ons eie behoeftes en by ons eie verwagtinge pas. Ons wil 'n Jesus hê wat ons probleme oplos, ons drome waarmaak, ons 'n gemaklike lewe kan gee. Maar die ware Jesus kom nie om ons gemak te verseker nie. Hy kom om ons harte en dan ons lewe te verander. Hy daag ons uit, hy nooi ons om hom in sy volheid te sien as 'n dienaar wat ly, die gekruisigde verlosser en die opgestane Here. Om Jesus te ontmoet, verander ons. Diegene wat hom net as 'n mens beskou, hulle is verras deur sy krag en teenwoordigheid. En die wat hom gesien het as net 'n wonderwerker, word gekonfronteer wanneer hy ons nooi om hom te volg, om sy disipel te wees. En wanneer ons na God kyk en hom sien as ver, kom God verras ons deur sy teenwoordigheid, na sy nabyheid en sy liefde. Die vraag, vir wie soek jy, is 'n uitnodiging aan ons om ons verwagtinge neer te lê en Jesus toe te laat om homself te openbaar vir wie hy werklik is. En dit vra vir ons om
oop te wees vir 'n nuwe, dieper begrip en belewenis van God en een wat ons mag verras. So wat soek jy as jy kyk na Jesus? 'n helper, 'n raadsman, 'n vriend, gemak, voorspoed? Jesus nooi jou om hom te sien in sy volle heerlikheid, as die een wat jou liefhet met 'n ewige liefde, en die een wat jou roep, en die een wat jou uitnooi om in sy lig te leef. En wanneer Jesus sê, ek is hy, het sy disippels gevlug. Hulle wat 3 jaar lank by hom gewoon het, hulle wat sy wonderwerke gesien het, hom gehoor praat het, hulle hardloop weg. Want toe Jesus nie inpas by hulle verwagting van 'n oorwinnende Messias nie, toe hy nie weerstand bied nie, toe hardloop hulle weg. En is dit nie wat met ons ook gebeur nie? Dat wanneer Jesus nie optree soos ons verwag nie, wanneer hy nie onmiddellik ingryp nie, kan ons moed verloor. Ons kan vra, Here, waar is U? Hoekom tree U nie op nie? Maar miskien is die ware vraag wat God aan ons vra, wie soek jy? En die uitnodiging, soek my, en jy sal my vind. Nou, om Jesus werklik te soek, beteken om oop te wees vir sy werklikheid, selfs wanneer dit ons uitdaag. Beteken om ons verwagtinge te laat gaan, om hom te vertrou, selfs wanneer die pad nie duidelik of maklik is nie. Beteken om ons eie kruis op te neem, hom te volg, nie net in tye van seën nie, maar ook in tye van lyding. In jou tyd van gebed wil ek jou nooi om in kontak te kom met wat jou verwagting is van Jesus. En ook te onthou en die Here te vra om jou te herinner aan 'n tyd toe hy jou verras het. Vra die Here dan om jou hierin te lei. Kom ons bid saam. Here, ons kom na U toe met harte vol verwagtinge, drome en begeertes en ook idees van hoe jy moet werk. Here, soms hou ons so styf hieraan vas dat ons nie U sien nie. Here, help ons om ons verwagtinge oor te gee aan U, om U te kan sien vir wie U werklik is. Help ons om ons voorwaardes eenkant te sit en U te volg. Amen. Hier bo alles wil ek U soek, met vertroue U volg. Hier bo alles wil ek U soek, U met oorgawe volg. Ek vra die genade, ek vra die genade, ek vra die genade. Hier bo alles wil ek U soek, met vertroue U volg. Hier bo alles wil ek U soek, U met oorgawe volg. Ek vra die genade, ek vra die genade, ek vra die genade. Ek vra die genade om U bo alles te soek, en U met vertroue en oorgawe te volg. Ek vra die genade, ek vra die genade, ek vra die genade.